Geliefdes, kom ons luister saam na die woord van die Here vanoggend uit Lukas 7 vanaf vers 24 tot 30. En nadat die boodskappers van Johannes weggegaan het, begin hy, dit is Jesus, vir die skare aangaande Johannes te sê: Wat het julle uitgegaan in die woestyn om te aanskou? 'n Riet wat deur die wind beweeg word? Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'n Man met sagte klere aan? Kyk, die wat pragtige klere dra en in weelde leef is in die paleise. Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'n Profeet? Ja, ek sê vir julle, nog baie meer as 'n profeet. Dit is hy van wie daar geskrywe is: Kyk, ek stuur my boodskapper voor u aangestel wat u weg voor u sal regmaak. Want ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is daar geen profeet groter as Johannes die Doper nie. Maar die kleinste in die koninkryk van God is groter as hy. En toe die hele volk en die tollenaars dit hoor, het hulle God geregverdig deur hulle te laat doop met die doop van Johannes. Maar die fariseërs en die wetgeleerdes het die raad van God aangaande hulle verwerp deur hulle nie te laat doop nie. Tot daartoe. Ek herhaal vers 28. Want ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is daar geen profeet groter as Johannes die Doper nie. Maar die kleinste in die koninkryk van God is groter as hy. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, in die vorige gedeelte in Lukas 7 vanaf vers 18 tot 23, hoor ons hoe Johannes die Doper 'n vraag aan Jesus kom stel. Hy doen dit deur 2 van sy disippels na hom toe te stuur, want hy was toegesluit deur Herodes. En die vraag wat aan Jesus deur Johannes gestel is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Nou, Johannes het getwyfel in Jesus. Wat Jesus gedoen het in sy bediening in daardie oomblik, het vir Johannes nie gepas by die beeldjie van wat hy gesien het die Messias, die Christus moes kom doen nie. Maar Jesus het hom weer herinner wie hy is, deur hom te wys dat die profete, die hele Ou Testament van hom getuig. En daarna maak Jesus 'n stelling om Johannes te troos. En hy sê, en gelukkig is elkeen wat nie aan my aanstoot neem nie. Christus sê dit. En dit beteken geseënd is die wat nie my uiteindelik verwerp nie. Dit is die agtergrond tot hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het. En met hierdie agtergrond in gedagte begin Jesus die skare wat nou al hierdie dinge geluister het aan te spreek. Hierdie skare mense het gehoor hoe Johannes die Doper, die groot profeet, getwyfel het in Christus. En Jesus sien wat in die harte van daardie mense aangaan. Jesus sien dat hulle dink dat Johannes verkeerd was om in Christus te twyfel, en hy was verkeerd om in Christus te twyfel, maar dit kon gevaarlik wees as hulle gedink het dat Johannes nie net hier in verkeerd was oor Jesus nie, maar dat hy dalk ook in sy prediking daar in die woestyn en met sy dope ook verkeerd was. Christus wil duidelik maak dat Johannes die Doper 'n baie belangrike rol gespeel het. Want hy was die wegbereider vir Christus. Hy het die mense gereed gemaak vir die koms van hulle koning. Johannes het die doop van bekering met die oog op vergifnis van sondes verkondig.
Hy het die volk reggemaak vir iemand baie groter as hy. Iemand wie se skoenriem hy nie waardig is om vas te maak nie. Johannes het selfs vir Christus gedoop, wat die begin van Christus se openbare bediening gekenmerk het. En Johannes het ook self getuig daarvan dat Christus ook sondeloos was deur met Christus te doop te sê, ek het nodig om deur u gedoop te word en u kom na my toe. Ja, Christus was gedoop met daardie doop, die doop van bekering, maar hy het nie nodig gehad om bekeer te word nie. Dit was dit wat Johannes verkondig het, was dis baie belangrik. Dit is kernpunte van die evangelie. En dit was nie goed dat die skare in Johannes die Doper ook begin twyfel het nie, want Johannes het buiten daardie twyfel die waarheid verkondig oor Christus. En daarom ook hierdie gedeelte wat ons vanoggend gehoor het, waar Christus nou hierdie twyfel van hierdie skare ook aanspreek. En so draai Christus na daardie skare toe en hy vra vir hulle hier. Hy vra: wat het julle uitgegaan in die woestyn om te aanskou? 'n riet wat deur die wind beweeg word? Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'n man met sagte klere aan? Kyk, die wat pragtige klere dra en in weelde leef is in die paleise. Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'n profeet? Ja, ek sê vir julle, nog baie meer as 'n profeet. 3 maal vra Christus aan hierdie skare, maar wat het julle uitgegaan om te gaan sien? Hy herinner hulle dat wat hulle eers gedink het toe hulle Johannes gaan sien het. Jesus herinner hierdie skare dat hulle nie vir 'n kleinigheid gegaan het na daardie woestyn toe nie. Hulle het nie gegaan om na die mooi landskap te gaan kyk nie. Hulle was daar vir 'n baie spesifieke rede. En daarna vra Jesus hulle of hulle iemand met deftige klere aan gaan soek het om te gaan aanskou, om te gaan sien. En hy wys vir hierdie skare dat hulle ten spyte van Johannes se harde voorkoms na hom gaan soek het. Nog meer as dit wys Jesus dat Johannes die Doper ook baie meer was as die Fariseërs en die wetgeleerdes wat so in weelde in paleise geleef het. En indien hulle so iets kleins, so kleinigheid soos mooi klere wou gaan sien, kon hulle maar net daar toe gegaan het, daar na die Fariseërs en die wetgeleerdes toe. Maar nee, hulle het nie uitgegaan om na riete te gaan kyk wat deur die wind gewaai word nie. Hulle het ook nie gaan kyk na mooi klere van die wetgeleerdes en die Fariseërs nie. Hulle was daar en hulle het 'n lang pad gereis om na 'n profeet te luister. Om na iemand te luister wat die woord van die Here bedien en die evangelie van God verkondig. En Christus sê dat Johannes selfs meer is as 'n profeet. Ja, Johannes die Doper is meer as 'n profeet. Wat Jesus dus doen is om hulle te herinner dat hulle self voorheen besef het wie hy was. Hy was nie 'n kleinigheid nie. Hy was die wegbereider. Hy was die profeet wat nie net geprofeteer het oor die koms van die Messias nie, maar hy self het die koms van die Messias gesien. Hy het dit beleef. En dit is juist dit. Dit is daarin dat hy dit beleef het, dat hy groter is as die ander profete. Ja, die ander profete het oor Christus geprofeteer, Christus wat in die verte sou kom. Maar Johannes kon dit met sy eie oë sien. En hy kon die begin 'n bietjie daarvan beleef. Geliefdes, broers en susters, hierdie openbaar aan ons ook wat ons eie verwagting moet wees teenoor die wat in ampte dien. Ons moet versigtig wees om predikante, ouderlinge en selfs die diakens op 'n verhewe troon te plaas. Soos Johannes is amptdraers ook mense wat kan twyfel. Wanneer ons swakheid en foute in hulle aanskou, moet ons nie dadelik aanstoot neem nie.
Ons moet dan nie in al die woorde twyfel wat daardie persoon al voorheen gespreek het nie. Ons moet wel alles aan die woord van die Here toets. Net soos Johannes wat na die lewende woord gegaan het in sy twyfel, moet ons amptdraers toets deur die woord. Ons moet hulle deur die woord verantwoordbaar hou. Ons moet onthou ook waarvoor hulle geroep is. Dit is baie spesifiek en hulle dan daarin versterk om hulle taak te mag uitvoer. Ons moet ook nie dinge van hulle verwag wat die woord van die Here nie van hulle verwag nie. En nadat Christus in vers 26 die skare aangaande Johannes aangespreek wat hulle gedink het daaroor reggestel het, sê hy dan in vers 27: Dit is hy van wie daar geskrywe is: Kyk, ek stuur my boodskapper voor u aangesig wat u weg voor u uit sal regmaak. Hier sien ons nog 'n rede waarom Christus Johannes as belangrik beskou. Hierdie woorde in vers 27 is woorde wat aangehaal is met 'n hele paar teksgedeeltes in die Ou Testament en selfs in Lukas 3 in die Nuwe Testament. So Johannes is nie net 'n profeet wat profeteer nie, hy is 'n profeet van wie daar geprofeteer is. Die wegbereider van Christus is 'n ererol wat Johannes die Doper die voorreg het om te mag beklee. En die woord boodskapper openbaar vir ons ook verder hoekom Johannes so belangrik was. In die tyd van die konings van Israel, het hulle van boodskappers gebruik gemaak om die aankoms van 'n koning te gaan aankondig. Hulle het ook nie net van een boodskapper gebruik gemaak nie, maar van 'n hele paar. Die eerste aankondiging dat 'n koning sou kom, het baie lank voor die tyd plaasgevind. En dit was afgekondig deur een van hierdie boodskappers. Hoe nader die koning aan die kom was, hoe belangriker daardie boodskapper was. Hoe belangriker is daardie boodskapper geag. En daarom kan van Johannes die Doper gesê word, hy is die belangrikste boodskapper. Hy is die grootste profeet. Hy was die heel laaste boodskapper voor Christus. Al die profete voor Johannes het die koms van die koning soos hy aangekondig, maar Johannes het die voorreg gehad om die koms van die koning aan te kondig soos wat hy besig was om deur die poorte van die stad te beweeg. Ja, Johannes die Doper het die koms van die koning beleef. En dit is baie duidelik dat in Christus se oë Johannes die Doper 'n baie belangrike man was. En Jesus sê dan weer eens in vers 28: Want ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is daar geen profeet groter as Johannes die Doper nie. Maar as Johannes die Doper as die grootste profeet geag word, lewer die res van die vers 28 vir ons egter 'n probleem. Die res van die vers stel: Maar die kleinste in die koninkryk van God is groter as hy. In dieselfde asem sê Christus dat Johannes onder alle mense die grootste is en dat die kleinste in die koninkryk van God groter as hy is. Hoe moet ons hierdie verstaan? Die antwoord lê in die woordjie koninkryk. Wat beteken daardie woord koninkryk? Johannes is die laaste boodskapper wat die koms van die koning aangekondig het. Dit was 'n eervolle rol wat Johannes gespeel het. Hy het die burgers van die koninkryk gereed gemaak voordat die koning kom. Daarom was hy vir die mense en selfs vir die koning baie belangrik. Maar die koning is nou reeds daar. Hy was daar in hulle midde toe hy met daardie skare gespreek het. Die volk kon nou die een waarvan geprofeteer is, met hulle eie oë sien en met hulle eie ore hoor. Die rol wat Johannes gespeel het, was nie meer nodig nie. Dit was Johannes
Dit wat Johannes wel aan hulle verkondig het, geld nog steeds, en dit was belangrik, en daarom moes Jesus die skare oor Johannes aanspreek. Hy moes hulle gedagtes regstel. Maar omdat Christus nou self met sy volk praat, was die rol wat Johannes moes speel by. 'n Nuwe tyd het aangebreek. En in Hebreërs 1 hoor ons, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Ja, die rede omdat die geringstes nou groter as Johannes is nie omdat hulle spesiaal is nie, maar as gevolg van die tyd waarin hulle leef. En wanneer daar oor die kleinstes gepraat word, is dit ook by uitstek ons. Ons is die kleinstes. Ons is die geringstes, die armes, die wat groter is as Johannes, omdat ons in die koninkryk van God is. Want aan ons is ook hierdie goeie nuus verkondig. Ons het dit geglo. Ons het dit gehoor. En ons koning sit nou aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Deur die woord en gees ontvang ons nou die volheid van dit wat God aan ons wil openbaar. Ja, die Johannes die Doper het die koms van die koning, van die seun van die mens gereed gemaak. En hy het daardie boodskap vooruitgedra soos al die ander profete. Maar geliefdes, ons leef in 'n tyd dat ons alreeds mag weet dat Christus gekom het. Ons koning is hier. Hy het alreeds vir ons gesterf. Hy het alreeds opgevaar na die hemel. Alle gesag is aan hom gegee. Ons, die kleinstes, is groter as Johannes. Omdat ons alreeds in ons hande die volheid van die goeie nuus mag ontvang, waarvan Johannes net die begin van geprofeteer het en verkondig het. En dit is iets wat ons baie maklik kan miskyk. Ons kyk dit mis, die voorreg wat ons mag hê om in 'n tyd te leef waar ons koning regeer, waar ons koning in ons midde is. Om 'n tyd te leef waar ook ons, wat nie afstammelinge van Abraham is nie, nou deel is van die koninkryk van God. Ja, ons waardeer nie dat ons die volheid van wat God wat aan ons wil openbaar, mag optel en lees nie. Die minste wat ons kan doen, is om daaruit te lees, om die Bybel te lees. As ons vanuit die woord van die Here ook dan lees, gaan ons met die evangelie gekonfronteer word. En die woord van die Here is 'n swaard wat weerskante toe sny. Sommige mense gaan deur die waarheid van die woord, die evangelie hoor en hulle self bekeer. Maar daar sal ander wees wat die evangelie hoor en dit verwerp en die woord van die Here veroordeel sulke mense. En vervolgens sien ons hoe hierdie gebeur, die veroordeling en die seën van die woord van die Here, die tweesnyende swaard. Ons gaan dit sien gebeur met Johannes wat die koms verkondig het, die koms van die seun van die mens. Ons sien hoe seus bekeer en hoe ander die evangelie verwerp. Ja, geliefdes, vers 29 en 30 is verse wat ons nie in Matteus oor hierdie selfde gedeelte vind nie. Die rede daarvoor is omdat dit Lukas, wat hierdie boek geskryf het, dit sy kommentaar is. Dit is sy eie byvoegsel. Dis wat hy oor hierdie gedeelte sê. Dit is ook deur die Gees geïnspireer. Maar hierdie twee verse wys vir ons die reaksies van die skare wat na Johannes geluister het. Onder hierdie skare was daar maar meestal arm Jode wat naby daar gewoon het, maar daar was ook tollenaars en fariseërs en wetgeleerdes. En in vers 29 hoor ons, en toe die hele volk en die tollenaars dit hoor,
het hulle God geregverdig deur hulle te laat doop met die doop van Johannes. Dit is 'n moeilike vertaling, 'n beter vertaling sou dalk wees. En al die mense, insluitend die tollenaars wat Johannes gehoor het God geregverdig deurdat hulle hulself gedoop het met die doop van Johannes. Dit is 'n ingewikkelde gedeelte. So daar is twee dinge wat ons eers moet uitpleis. Eerstens moet ons verstaan wat die doop van Johannes is. Die doop waarmee Johannes die doper gedoop het, is nie dieselfde doop as wat Christus vir ons gegee het om mee te doop nie. Die doop van Johannes behoort voor die koninkryk op aarde gevestig is. Dit behoort aan die ou verbond, saam met die besnydenis. Die nuwe verbond is eers ingestel nadat Johannes die doper dood is. En hierdie doop van Johannes was eers gebruik voor hy gebore was, om bekeerlinge vanuit ander nasies skoon te was voordat hulle in die volk in die verbond opgeneem is. Dit was dus 'n doop van bekering. Johannes was wel die eerste van almal wat daardie doop gebruik het en Jode ook gedoop het. Hy het nie net mense van ander nasies gedoop nie, hy het selfs die Jode gedoop. Hy het hulle gedoop omdat hy geweet het selfs daardie Jode, die verbondsvolk, moes bekeer. Maar die volk het hom daaroor verag. En Johannes het dit ook vir 'n spesifieke rede gedoen. Johannes het verkondig dat die koninkryk van God aan die kom is. Dit is baie naby. En hy het hulle gedoop met die doop van bekering met die oog op die koning van die koninkryk wat nader kom. Wat kom in sy leeftyd. Met ander woorde, alle mense, Jode en nie-Jode, moet hulle self bekeer, moet van hulle sonde bekeer. Die doop waarmee ons gedoop word en is anders. Want die koninkryk is reeds op aarde. Christus het beloof hy sal altyd met ons wees. Ons lewe reeds in 'n nuwe verbond deur Christus ingestel en die doop is 'n teken wat Christus vir ons gegee het in hierdie verbond. Dit wys vir ons is deel van hierdie verbond. Ons en ons kinders. So uitdruklik in Genesis en vir Abraham gesê. Dit beteken dat die wat hulle deur Johannes laat doop het hulle laat bekeer. Dit is 'n doop van bekering. Die tweede saak wat ons aandag ook moet geniet, is daardie gedagte om God te regverdig. Daardie mense het hulle self het vir God geregverdig deur hulle te laat doop. Maar wat beteken daardie woord om God te regverdig? Beteken dit dat dit eers ons goedkeuring moet wegdra, dat God ons goedkeuring moet wegdra wanneer 'n saak reg of verkeerd is? Beslis nie. Om God te regverdig beteken dat ons instem dat God reg handel. Nie saamstem nie. Ons moet onthou, net omdat klomp mense saamstem oor 'n saak, dat dit nie noodwendig beteken dat daardie saak reg is nie. Ons demokrasie is 'n lewende bewys daarvan. Om reg te handel is om God te regverdig. Om reg te handel of om God te regverdig beteken dat ons erken dat God se dade regverdig is en reg is en goed is. So wat reg en verkeerd is heeltemal onafhanklik van wat mense se opinies daaroor is. Dit is onafhanklik van wat mense daaroor dink. En daardie regverdiging, om God te regverdig, is wat daardie arme mense en die tollenaars gedoen het toe hulle Johannes se prediking gehoor het. Hulle het dit wat Johannes verkondig het aangaande die koms van Christus erken as die waarheid. Daarom het hulle self deur hulle te laat doop met die doop van Johannes. Terwyl ons nie meer gedoop word daardie selfde doop, die doop van bekering nie, moet ons ook die geregtigheid van God ook in sy woord en in sy dade erken. En wanneer dit nie in lyn is met ons dade, met ons denke, met wat ons sê nie, dan moet ons bekeer. Ons kan ook daarin getroos word dat Christus aan ons 'n trooster gestuur het, wat ons behet maak
op wat reg is. Hy maak ons behep op die geregtigheid wat van God afkom. Op ons eie, deur ons eie krag, kan ons nie die reg in God se dade erken nie. Ons sal sy raad verwerp. Dit is die Heilige Gees wat ons harte verander en ons laat God regverdig deur ons optrede. Maar tog is hierdie reaksie deur God te laat regverdig nie die reaksie van alle mense nie. Die woord van die Here is 'n tweesnyende swaard. Ja, die evangelie wat Johannes verkondig het ook ander kant toe gesny. In vers 30 hoor ons, maar die Fariseërs en die wetgeleerdes het die raad van God aangaande hulle verwerp deur hulle nie te laat doop nie. Broers en susters, ons moet nie verbaas wees dat sommige mense aanstoot neem aan die evangelie nie. Sekere mense hoor deur genade die geregtigheid van God wat daarin vasgevang is, maar die res word deur dieselfde evangelie veroordeel. In ons skrifgedeelte is die mense, die Fariseërs en die wetgeleerdes. Hulle dink omdat hulle die nageslag van Abraham is hulle regverdig en hulle hoef nie te bekeer nie. Maar van hulle, sê Johannes, want ek sê vir julle dat God die mag het om uit klippe kinders van Abraham te verwek. Hulle is niks spesiaals nie. Maar Johannes, 'n voorbeeld daarvan ook in ons eie midde, is die Israelvisie. Hulle dink hulle is 'n afstammeling van Israel wat hier kom woon het in Suid-Afrika. En dat hulle op grond van hulle wat afstammelinge is van die ware volk gered is. Ja, die verskynsel wat ons hiervan lees is in ons eie midde. Maar Johannes wys dat al sou dit waar wees dat jy van Israel afstam, jy nog steeds jouself moet bekeer voor die Here. Want niemand kan wegkruip vir sy regverdige oordeel nie. En ons moet nooit dink dat ons nie van sommige dinge hoef te bekeer nie, dit is nie vir ons van toepassing nie. As God enige iets as regverdig in sy woord openbaar, moet ons onsself daaraan meet. En as ons tekort kom, moet ons bekeer. Geliefdes, in Lukas 7 vanaf vers 24 tot 30 draai Christus vanaf Johannes, die grootste profeet wat twyfel, na daardie skare toe. En hy wys vir daardie skare dat hulle net so skuldig soos hy is. Hy wys ook daardie skare dat hulle vooronderstellings oor wie Christus is, ook hulle in die steek laat. En dat hy sien wat in hulle en in ons harte aangaan. En daarom, broers en susters, moet ons besef, ons moet God regverdig deur ons dade. Ons moet ons self meet met dit wat God vir ons gee, met dit wat hy vir ons openbaar as reg. En indien ons tekortskiet aan daardie standaard, moet ons verander. En eerste daarvan, soos hierdie kleinstes in hierdie skare, is om soos daardie tollenaars, soos daardie kleinstes, onsself te bekeer. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, U wat die aarde geskep het, 'n voetstuk voor U voete. Ja, rondom Jerusalem is daar berge, en so is U rondom U volk, van nou af tot in ewigheid. U is altyd met ons, en U weet wat in elkeen van ons harte aangaan. U weet wanneer ons harte hard is, U weet wanneer ons U gees bedroef, en wanneer ons onsself in ons eie reg verhef. Ons dank U dat U tot ons sondaars kom, deur U woord, en ons herinner dat alle regtigheid, alles wat reg is, alles wat goed is, net van U afkom. Nou, ons kan nie ons eie geregtigheid besluit
of maak nie. En ons vra U dat U deur U Heilige Gees ons harte sal sag maak, dat ons sal bekeer wanneer ons hardkoppig is. Dat ons U reg sal erken as die enigste reg. Ons vra U dat U deur die Heilige Gees ons ook sal lei om te volhard in daardie reg. En ons dra op die wat in hulle eie reg handel voor U. Ons dra hulle op want dit is net U wat die hart van klip kan verwyder en 'n hart van vlees kan gee. En ons wil ook U vra waar ons ook na U erediens toe kom, gee dat ook met sagte harte sal wees. En waar ons dit sal verlaat, versterk ons om U regte handhaf en U evangelie te verkondig, sodat ons nie net hier in hierdie erediens nie, maar ten alle tye voor U aangesig sal leef. En omdat U ons harte ken, pleit ons tot U Vader. Wees met die wat hartseer is. Wees met ons geliefdes wat nie by ons kan wees nie. Wees met die wat siek is, die wat se tentwoning al hoe meer afgebreek word. En troos ons met die wete dat U plek vir ons deur U seun daar by U regmaak. En ons dank U Vader vir hierdie wonderlike troos, dat wie aan U seun behoort is deur U nie bestem tot toorn nie, maar om die ewige saligheid te verkry. Ja, daar waar ons U nie net sal hoor nie, maar daar waar ons U self sal sien. U vergewe ook ons baie sondes, Vader, en versterk ons in ons stryd teen die bose. En ons bid al die dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid dit in die genade wat vir ons geskenk is om Christus ontwil. Amen. Geliefdes, ons gee nou 'n geleentheid vir die gee van die liefdegawe.